Baie welkom. So op die vooraand van die naweek mag hierdie oomblik vir jou 'n asemteug wees. Nie 'n oplossing nie, nie 'n antwoord nie, maar 'n plek om net teenwoordig te wees. Met wat in jou leef, met wat jy dra en met die Here. Jy's nie hier om iets reg te kry nie. Jy's hier om te wag saam met God. Daar's tye wat wag 'n keuse is. En dan is daar tye wat wag jou net oorval. Nie omdat jy geduldig is nie. Nie omdat jy kalm is nie, maar omdat daar niks anders is om te doen nie. Jy hou vas. Jy kyk uit. Jy roep. Al weet jy nie of en wanneer daar iets gaan terugkom nie. Psalm 130 wat ons vandag lees, verstaan hierdie plek. Nie as 'n swakheid nie, maar as waarheid. Uit die dieptes roep ek na U, Here. My Heer, hoor tog my stem. Laat U ore aandagtig luister na my smeekbedes. As U sondeskuld toereken, Here, my Heer, wie kan dan staande bly? Maar by U is daar vergifnis, sodat U ontzag afdwing. Ek wag op die Here, my hele wese wag. En op sy woord vestig ek my hoop. My hele wese wag op die Heer, meer as wagte op die môre. Ja, wagte op die môre, Israel. Vestig jou hoop op die Here. Want by die Here is troue liefde. By hom is volkome bevryding. Dit is hy wat Israel bevry van al sy sondeskuld. Uit die dieptes roep ek na U. Nie uit beheer nie, nie uit oorwinning nie, maar uit 'n plek wat ek nie verwoord kan kry nie. Die Hebreëse beeld van die dieptes is nie net poëties nie. Dis 'n plek van afgrond, van stil onderwaters, van die dood self. Die donkerste donker. En dis van daar af wat die psalmis roep. Nie 'n fluistergebed nie, nie liturgiese formule nie. 'n Gebed van die binnekant, van die binnekant. En tog, nie omdat hy dink God is ver nie, maar omdat hy glo God sal hoor. En hy wag. Nie net wag nie, sy hele wese wag. Hy kyk uit na God se woord. Soos wagte op die môre, kyk hy vir die eerste lig. Kan jy dit sien? Nie 'n wag vol vrede nie, maar een vol intensiteit, vol ongeduld, vol nood. En tog, hy wag, want hy glo nie in homself nie, maar in wie God is. Ek nooi jou nou om ook stil te wees, om ook saam te wag. Waar is die plek in jou lewe? Waar voel jy? Wag jy? En jy weet nie wanneer
en of die lig gaan breek nie. Wat voel vir jou soos daardie diepte nou? Kan jy jouself in hierdie wagposisie sien? Soos iemand wat kyk. Nie omdat dit help nie, maar omdat daar niks anders is om te doen nie. Kom ons neem die oomblik en ons wag saam in die Here. Here, ek weet nie altyd wat om te sê nie. Ek weet net dat ek wag en dat die wag vir my moeilik is. Ek wag nie omdat ek sterk is nie, maar omdat ek niks anders het nie. Ek roep uit na die diepte, nie as 'n held nie, maar as iemand wat weet, U is die enigste een wat nog kan hoor. U is nie die een wat skuld tel nie, U is die een wat vergewe. U is nie afwesig nie, U is die een wat kom soos die môreson. Ek wag vir U, Here, met alles in my, soos wagte op die môre. Amen. Jy hoef nie vandag die antwoorde te hê nie. Nie vrede nie. Nie planne nie. Wat jy mag hê, is rus. Rus in die wete dat God hoor. Dat jy nie alleen wag nie. Dat selfs as jy stil raak, jou stilte 'n gebed word. Jy mag rus. Sonder om dit reg te hê. Jy mag rus. Terwyl jy reg. Want die môre sal kom, nie omdat jy dit afdwing nie, maar omdat hy getrou is. Mag jy vanaand rus in stilte. Mag jy môre met sagtheid kyk vir die lig. Mag jy weet, God wat wag saam met jou. En God sal kom. Amen.